Daar is 'n eksperiment in Amerika gedoen. 'n Skoolhoof het vir die onderwysers in sy skool vertel dat hulle begaafde kinders in hulle klas het. Aan die einde van die jaar het hierdie kinders se punte almal drasties verbeter. Toe sê die skoolhoof dat hierdie kinders eintlik maar gemiddelde presteerders was. Hoekom het hulle punte dan so drasties verbeter? Omdat die onderwysers hulle anders begin behandel het. Hulle het geglo in hierdie kinders. John Maxwell sê dat as jy in iemand glo, as jy hulle potensiaal raak sien en dit vir hulle uitwys, sal hulle enigiets doen om jou nie teleur te stel nie. Ja, ons moet in mekaar glo, ons moet die beste in mekaar raak sien. Maar waarom is dit dan dat ons altyd eers mekaar se foute reg en raak sien? Byvoorbeeld jou geliefdes. Hulle sal 100 goed reg doen, maar ons sal fokus op daai een dingetjie wat hulle verkeerd doen. Luister wat staan daar in 1 Tessalonisense 5. Praat mekaar moed in en versterk mekaar met julle woorde. Ja, ons is geneig om sin-spotting te doen. Ons sien mekaar se foute en sonde eers te raak, in plaas daarvan om God-spotting te doen. Ons spore van God se karakter in mekaar raak te sien. Jesus is ons voorbeeld. Hy het die beste in mense raak gesien. Vat byvoorbeeld Matteus, een van sy disippels. Matteus was 'n tollenaar gewees, 'n gehate Jood, want die tollenaars het vir die vyand gewerk, vir die Romeine. Hulle het belasting ingevorder. Hulle was baie keer skelm gewees. Het jy geweet dat 'n tollenaar was nie eers welkom by Joodse godsdienstige byeenkomste nie. Maar Jesus sien iets anders in Matteus en hy kies hom as een van sy disippels. Die vroue teoloog Sheila Coleman sê die volgende hieroor. Sy sê, waar almal anders 'n uitgeworpene gesien het, het Jesus 'n belofte gesien. Waar almal anders 'n verraaier gesien het, het Jesus 'n loyale volgeling gesien. Waar almal 'n verloorder gesien het, het Jesus 'n kampioen in die geloof gesien. Waarom oordeel ons so maklik? Miskien omdat ons dink dat ons is 'n bietjie beter as ander, nou, ons is meerderwaardig. Weet jy, as jy nou R50 skuld of R500 skuld, as jy nie geld het om jou skuld te betaal nie, is jy in dieselfde gemors as die persoon wat R500 skuld. So ons kan nie op mekaar neersien nie. Hoe kan ons oordeel uitskakel? Deur te luister na mekaar. Wanneer ons na mekaar luister, dan skakel dit mispersepsies uit. Maar ons dink baie keer, ons het nie nodig om na ander te luister nie. Ons is alwetend, ons weet genoeg, nou. Maar kom ons raak nederig en ons besef dat ons kan leer by ander. Kom ons weet dat ons almal gelyk is voor Christus. Jy kry nie eerste en tweede klas Christene nie. Philip Yancey vertel die verhaal van hierdie prostituut wat in die strate van Chicago rondgeloop het. En dit was ysig, dit was koud buite, dit was winter. Sy was sieklik gewees en sy het 'n ou babatjie op haar heup gehad en sy het bitterkoud gekry. En iemand kom toe na haar toe en sê vir haar, hoekom gaan jy nie na die kerk toe, dat hulle jou help nie? En haar antwoord was toe, maar daai mense gaan my net nog slegter laat voel oor wie ek is en my net veroordeel. En dis hartseer as mens hierdie storie hoor, nou, want Jesus sou die teenoorgestelde gedoen het. Hy ontvang sondaars in liefde. Ja, hy haat sonde, maar hy die sondaar innig lief. Ek nooi jou uit om die beste in ander raak te sien, om die mooi in hulle te sien, om te glo in hulle potensiaal en om met jou woorde en jou dade te bemoedig.